Hier's 'n nuwe ene. En sy woorde is 'n bietjie vinnig, maar jy's mos nou lekker los op. Amen. Kom ons probeer om gee die noot, hè. Oh, Jesus told me that I could be saved. Have victory over hell, sin and the grave. His mission was to come to earth and die, that you and I could have eternal life. Oh, when I think of all the Lord has done for me, my soul cries out, I have the victory. Well, I've got the Holy Ghost, Comforter, living inside. I've got the Word of God giving me power divine. I've got total peace, holy love filling my life. I've got the overcoming power in the name of Jesus Christ. Whenever I'm in need, I know that I have the victory. Oh, Satan has the power over me, for Jesus crossed hell and set me free. All my chains are broken, now I have new life. I'm free to sing and shout and testify. Oh, when I think of all the Lord has done for me, my soul cries out, I have the victory. Well, I've got the Holy Ghost, Comforter, living inside. I've got the Word of God giving me power divine. I've got total peace, holy love filling my life. I've got the overcoming power in the name of Jesus Christ. Whenever I'm in need, I know that I have the victory. Take it out and sing. I've got the Holy Ghost, Comforter, living inside. I've got the Word of God giving me power divine. I've got total peace, holy love filling my life. I've got the overcoming power in the name of Jesus Christ. Whenever I'm in need, I know that I have the victory. Oh, I've got the Holy Ghost, Comforter, living inside. I've got the Word of God giving me power divine. I've got total peace, holy love filling my life. I've got the overcoming power in the name of Jesus Christ. Whenever I'm in need, I know that I have the victory. Amen. Hallelujah. Sit er hier langs, dit is baie Engelse woorde vir so vroeg op 'n Sondag. I've got the Holy Ghost, Comforter, living inside. I've got the Word of God giving me power divine. I've got total peace, holy love filling my life. I've got the overcoming power in the name of Jesus Christ. Whenever I'm in need, I know that I have the victory. Well, I've got the Holy Ghost, Comforter, living inside. I've got the Word of God giving me power divine. I've got the total peace, holy love filling my life. I've got the overcoming power in the name of Jesus Christ. Whenever I'm in need, I know that I have the victory. Amen. Say, I've got the victory. Amen. Hallelujah. Sing die liedjie ook lekker saam. Amen. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there
Your name is light. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come on, sing it with me. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Kom ons steek ons hand op vanmôre. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. For your name is power. Your name is healing. Your name is life. Kan ons dit op ons lippe sê? Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Halleluja, kom ons hou ons hande in die ons op met hom. Dankie Here Jesus. Ons gee die lof, ons gee die eer. Abba Shaka. Halleluja, dankie. Dankie Jesus. Oh, He's more than enough. He's more than enough. He's El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty. Jesus is more than enough. Oh, He's more than enough. He's more than enough. He's El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty. Jesus, He's more than enough. Kom ons sing nog een keer saam. Oh, He's more than enough. He's more than enough. He's El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty. Jesus is more than enough. Halleluja, dankie Jesus. Ek gaan kort met jou praat en hulle kan die eerste skuifie opsit. Vir al die nuwe mense wat ons nou verwelkom het. Hierdie is die een vers in jou Bybel wat jy moet onderstreep om in hierdie kerk te wees. Maar hy sê hierdie woorde: die naam van die Here is 'n sterk toring. En dan kom hy verder en hy sê, en die regverdige hardloop daarin en is veilig. Ek gaan 'n paar oomblikke met jou praat oor hierdie naam van die Here.
Jy weet, ek wil nie klink soos 'n plaat wat vashak nie, maar daar is goeters wat my in my lewe verskriklik ontstel. En jy gaan saam met my stem, een van daardie dinge is, wanneer mense die naam van Jesus gebruik as 'n vloekwoord. En dan kom Eksodus 20 vers 7 en hy sê, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal hom wat dit doen nie ongestraf laat wat sy naam uitelik gebruik nie. En ek dink dit is my en jou se werk as kind van God om die naam van Jesus in ere te bewaar. Amen. Maar dan kom hierdie ou slide volgende een om Samuel en hy sê hierdie woorde en ek wil dit by jou hart los. Moenie net God se naam op jou lippe dra nie, maar dra dit in jou lewe. Want sy naam is heilig en daarom moet ons lewens dit weerspieël. Jy weet, ek gaan net vinnig deur hierdie ding hardloop. Maar ek sien baie keer mense hoe hulle optree. En die hartseer is dat daardie persoon dan sê dat hy 'n Christen is. En eintlik gaan ons so maklik en ons vat die persoon aan wat Jesus se naam uitelik gebruik. Maar kan ek miskien vanmôre sê, net met liefde, dat hy wat God se naam uitelik gebruik, en ek en jy wat in God se naam ydel leef, ook skuldig is. Want dan kom Jesus en hy sê, en ek praat soms 'n bietjie uit my hart, en hy sê, hoekom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. En die waarheid uit hierdie slide uit is net vir my vanmôre, dat as ek en jy sê, dat ons die naam van Jesus in ere wil hou, dan moet nie net jou mond dit sê nie, maar jou leefstyl moet ook sê, ek hou God se naam in ere. Amen. Die naam van Jesus is vir my kosbaar, en ek weet ek praat so 'n bietjie rustiger, my bors is 'n bietjie tight, maar moenie worry nie. As ek dink aan die naam van Jesus, wil ek sê, in daardie naam is gesag. Kom aan kerk. Ag, en daar's nou voorbeeldjies wat ek gebruik, maar kom ek gaan aan. Die naam van Jesus is die naam waarin die verbond waaroor ons laasweek gepraat het, daardie naam koppel my en jou aan die verbond wat ons met hierdie God het. Hierdie naam dra die volle gewig van wat aan die kruis van Golgotha gebeur het. Hierdie naam is die autoriteit van die wonderwerk toe die graf leeg was. Hierdie naam Jesus, wil ek sê, al gaan die wêreld aan en het die wêreld opinies en al leef ons in 'n goddelose tydperk van ons lewe, wil ek vir jou sê, as jy net in die geestesriem kyk, dan op die troon sit God die Vader, maar aan sy regterhand sit Jesus Christus, die Seun van God, en Jesus is nog al die tyd op die troon. Ongeag van wat mense se opinies is, ek wil dit vanmôre vasmaak in Sterk Toring gemeente, die naam van die Here Jesus is 'n sterk toring. En hy staan bokant alles wat hierdie wêreld met opinies miskien na my en jou kant toe wil gooi. Wanneer jy die naam van Jesus uitspreek, aktiveer jy die gesag van die hemel. En as jy daardie naam spreek, dan moet elke mag van die duisternis vlug. Dit is die naam wat siekte laat buig, wat kettinge breek, wat die vyand laat wegvlug. Een naam wat een woordjie totaal vir my opsom. As ek dink aan Jesus, dan dink ek aan totale
oorwinning. Hy het oorwin, en daarom kan ek en jy oorwin. Ek wil vanmôre net vinnig en kort vir jou hierdie sê, Sterk Toring gemeente, laat hierdie ons kreet wees, is jy by my? Die naam van Jesus is my skuilplek. Kom aan, sê amen. Die naam van Jesus is my wapen, en die naam van Jesus is my oorwinning. Ek sal nie stil bly nie. In hierdie wêreld waarin ons leef, het ek dit al paar keer gesê, maar ek sê dit vanmôre weer, stil bly is nie meer 'n antwoord vir die tyd waarin ons leef nie. Jy moet lewe wat jy glo en begin praat oor wat jy lewe. Maar ek wil sê, ek sal sy naam spreek oor my huis. Is daar iemand wat net wil sê, Jesus oor my huis? Ek sal sy naam spreek oor my liggaam. Kom ons sê dit. Ek spreek Jesus oor my liggaam. Ek spreek dit oor my huwelik, ek spreek dit oor my kinders en ek spreek dit oor my toekoms. Kom ons sê Jesus. Daar is krag in die naam van Jesus. Waar vrees opstaan, spreek ek Jesus. Waar duisternis dreig, spreek ek Jesus. As die vyand op my skree met omstandighede, dan kan ek saggies fluister, Jesus. Maar kan ek vanmôre vir jou sê, die krag in die naam van Jesus gaan nie oor die volume wat jy gebruik nie, maar dit gaan oor die geloof wat jy aktiveer wanneer jy daardie naam spreek. Amen. Nou reeds in die Ou Testament, van die begin af, as ons gaan kyk na Abraham en Moses en Dawid en Gideon, 'n paar name wat ek gaan aanhaal, gaan selfs kyk na Hagar. In die Ou Testament begin God homself bekend stel deur sy naam te openbaar. En ek is net hier om jou te bou vanmôre. Sy naam, en wanneer God sy name bekend maak, en ons weet dit, maar wanneer God sy naam gee, is dit nie net wat God genoem wil word nie, maar sy name sê wie hy is. En dan gaan ek 'n paar name vanmôre net so vinnig vir jou deurgee en maak jou hart oop. Kom aan, sê my hart is oop vanmôre. Is jou hart oop vanmôre? Ek wil hê jy moet weet watter Here jy dien. Genesis 1 vers 1 kom hierdie naam na vore, Elohim, die Skepper, die Almagtige. Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskaper, en Elohim beteken skepper van alles, bron van alles, van alle mag en bestaan. Die God wat die bestaan van alles is, sonder dat hy enige iets nodig het om self te bestaan. Alles kom uit hom, deur hom en bly in hom staan. Dis die God wat ek en jy dien. Die tweede naam wat na vore kom is Eksodus 3 vers 14, dit word genoem Yahweh. Yahweh in Eksodus 3 vers 14, en God sê vir Moses toe hy by die brandende doringbos sit, hy sê, ek is wat ek is. Yahweh beteken selfbestaande, ewige God. Ek wil nie die mekaar raak nie, maar ek het 'n liedjie geskryf, ek weet nie of jy kan onthou nie. Hy sê, ek is wat ek is. Ek is wat ek is. Dan sê hy, die krag van my bestaan is in sy naam, want hy is die groot ek is. Yahweh, selfbestaande, ewige God, hierdie verklaring, die God wat nie word nie, maar is. Hy verander nie, hy ontwikkel nie, hy verbeter nie, hy is volmaak tot in ewigheid. Halleluja. Halleluja. Dis die God wat ek en jy dien. Die ander naam, volgende naam, was die naam Adonai. Dit beteken Here
en meester. Psalm 8 vers 2 skryf die psalmdigter: O Here, ons Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde, U wat U majesteit gelê het op die hemele. En dit beteken soewereine Here met volle gesag. Die God wat nie net regeer nie, maar absolute eienaarskap het oor alles wat leef. Niks bestaan buite sy gesag nie. Jy moet vanmôre dit vat. Dis jou God. Die volgende naam, El Shaddai, die algenoegsame God, Genesis 17 vers 1, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê: Ek is God die Almagtige. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. El Shaddai, Almagtige en genoeg in alles. Ons het gesê, He's more than enough. The God of plenty, the all-sufficient one, en dit is die God Jehovah El Shaddai. Hy is wat jy nodig het vanmôre. Ek weet nie wat jy dink jy nodig het nie, maar ek wil vanmôre vir sê, jy het God in jou lewe meer nodig as wat jy ooit kan besef. En hy's vanmôre in hierdie plek beskikbaar. El Shaddai, die God wat nie net voorsien nie, maar self die bron is van alles wat jy ooit nodig sal hê. In hom is daar geen tekort nie. Halleluja. Dan kry jy ook 'n naam, El Elyon, en dit beteken die Allerhoogste. Genesis 14:19 sê, geseënd is Abraham deur God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde. En ek wil dit mooi beklemtoon, Jehovah El Elyon, hy is verhewe bo alle magte. Die God wat bo elke troon, elke mag en elke naam staan. Niks kan hom uitdaag of hom oortref nie. Ek weet ek doen dit gereeld, maar wil jy nie vanmôre jou hoof buig in absolute nederigheid voor hierdie groot God nie. Hy is nog steeds die God wat staan bokant alles. Dit maak nie saak wat hierdie wêreld skree en wat hierdie wêreld doen nie. Hy is jou God en hy is Jehovah Elyon. Dan kry jy ook Jehovah El Roi, die God wat sien. Genesis 16:13, toe noem hy sy naam, toe noem sy die naam, dis Hagar, van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat sien. El Roi, hier wil ek vanmôre by jou los, ons God, ons groot God, wil ek vir jou vanmôre herinner, God sien jou. Jy weet, ons wil baie keer, ek weet nie hoe om dit mooi te stel nie, ons wil baie keer 'n sien maak. As ons voel ons is te nagekom. Maar daar's krag daarin, soos wat die woord van die Here sê, wees stil en weet dat ek is die Here. As jy onregverdig behandel was in jou lewe, wil ek jou vanmôre uit die naam van God kom verseker, hy is Jehovah El Roi. Hy sien presies wat gebeur. Ek wil nie uit my baan uitgaan nie, maar self polities, as ons kyk na die arena waarin ons tans bevind, daar's big shots wat groot goeters roep en laat gebeur. Ek wil vir jou sê, God kyk uit die hemel uit, hierdie allerhoogste, almagtige God, kyk neer op die aarde en hy sien presies wat besig is om te gebeur, niks van hom onkant nie.
Elroy hier, die een wat alles sien, die God wat nie net sien nie, maar verstaan. Hy kyk nie oppervlakkig nie, hy sien tot in die diepte van jou hart. Dan kry jy Jehovah Jireh. My pa sê altyd, en ek lag so as hy dit doen, hy sê, Jehovah Jireh, he's my provider. Jehovah Jireh. En ek wil dit losmaak in hierdie plek. Die Here voorsien. Genesis 22:14 en Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Hierdie gedeelte kom dan juis waar Abraham teen 'n berg opklim met sy seun om hom te gaan offer. En net voordat hy sy seun offer, is dit dan hierdie God wat uit die hemel roep en sê, moenie jou hand aan jou seun slaan nie. Ek het 'n ram voorsien. En ek wil vanmôre net mooi vir jou kom sê, hy bly nog Jehovah Jireh, die God wat voorsien. Die God wat voorsiening maak, nog voordat die behoefte ten volle gaan manifesteer het. Ag, kan ek net so 'n bietjie preek? Hoeveel van ons daaglikse energie gebruik ons vir stres? As jy in die aand in die bed klim en jy is so moeg, en jy so terugdink oor jou dag, dan is jy moeg, maar jy kom agter jy het niks gedoen nie. Dis die stres wat jou moeg gemaak het. Is dit net ek, ekskuus? Maar ek wil vanmôre vir jou sê, God sien jou binne in jou stryd. En moenie dat jou stryd groter word as jou God nie. Want God sien die oplossing nog steeds terwyl jy hier in jou stryd is, nog vooruit ten volle kan manifesteer. Dan sien God, ek gaan vir hom voorsien. En baie keer verstaan ons nie die hand van die Here nie, en ek wil nie myself veruithardloop nie, maar jy kom in hierdie omstandighede soos, Here, maar hoekom moet hierdie gebeur? Kan ek jou sê wat baie keer gebeur? God sien vooruit. Hy laat iets hier gebeur, want daar's iets wat jy gaan nodig hê, want hier na vorentoe, wanneer die stryd kom, het hy alreeds hier voorsien. Kan ek iemand kry om te sê amen? Halleluja. Dan kry jy Jehovah Rafa, die Here wat genees. Ek gebruik Ou Testamentiese skrifte. Eksodus 15 vers 26 sê, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek die Here geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. Jehovah Rafa, my geneesheer. Die God wat nie net simptome aanspreek nie, maar die wortel herstel. Hy genees volledig liggaam, siel en gees. Ek wil dit vanmôre losmaak oor sterktoring. Die naam van die Here is 'n sterktoring. Hy word genoem Jehovah Rafa. Hy is jou genesing. Ek gaan nie verdwaal nie, want dit is 'n preek wat ek sal moet vir jou ontleed. Maar ek kan dit vir jou sê dat daar is 'n magdom van liggaamlike siektes wat uit die siel gebore word. En voordat God, ek gaan net dit sê, dan gaan ek aangaan. Voordat God jou liggaam aanraak, moet hy baie keer eers jou siel aanraak. Want dit is baie keer jou siel wat jou liggaam siek maak. Die volgende naam, hy is Jehovah Nissi. Die Here my banner. Eksodus 17 vers 15. En Moses het 'n altaar gebou en dit genoem, die Here is my banner. Jehovah Nissi beteken die oorwinning en jou identiteit. Halleluja.
Die God wat jou oorwinning verklaar, nog voordat die stryd klaar is. Hoor hierdie baie mooi en onderstreep dit in jou gees. Jou identiteit is nie jou stryd nie. Maar sy oorwinning is jou identiteit. Ons kan so baie keer onsself koppel aan dit wat tans in my lewe aangaan en dan word ons gelabel deur die wêreld. Ek wil dit met my aangaan. Ek myself was daar in my lewe waar ek deur dinge was, dan label die mense jou as jy is mos daai ou wat geskei is. Jy is mos daai persoon wat daai fout gemaak het. Wie weet waarvan ek praat? Maar ek kom vanmôre vir jou sê, die naam van die Here is 'n sterk toring. En hy is die God wat jou banier is. Jy beweeg nie meer onder jou foute nie, maar jy het 'n nuwe banier wat oor jou hang en sê, die Here my God het my gered. My identiteit is in Jesus Christus. Kom aan. Moenie jou identiteit aan jou stryd koppel nie, maar koppel dit aan die oorwinning wat al reeds vir jou betaal is. Hy is ook Jehovah Shalom. Die Here is my vrede. Rigters 6 vers 24. En ons almal ken jou storie van ou Gideon. Gideon was 'n nederige ouetjie en hy staan daar in die paarskyp en hy skud die koring uit en dan verskyn die Here aan hom en sê, jy's gekies vir hierdie werk. Dan sê Here, kan nie ek wees nie. Ek is die geringste van my familie en my familie is die geringste van die hele Israel. Arm ek wurmpie Jakob. Pas op vir 'n selfbejammerende gees. Maar dan gebeur iets mooi, dan sê, Here, waar is U? Waar is die getuienisse van die God wat ons uit Egipte land, jy kan self die stuk gaan lees. Die mense praat nie meer nie, want hulle hoor nie meer die stories van hierdie God wat ons uit Egipte land laat uittrek het nie. Waar is U, Here? En dis eintlik mooi. Dan sê die Here, dit wat jy nou net gesê het, jy wat nou verklaar, jy kan niks doen nie. Pragtig. Jy is op die perfekte plek in jou lewe, waar ek as God kan opstaan in jou lewe. Hy sê eintlik vir hom, gaan in hierdie krag, en gaan verslaan die vyand. Ek weet nie of dit vir jou oopgaan nie, maar hy het nou net gekla. Dan sê die Here, ek is die God wat jy vir jou gaan deurkom. Ek wil vanmôre vir jou sê in hierdie plek, God gaan vir jou deurkom. Kan ek so 'n bietjie net met jou praat as my vriend en vriendin? Pas op vir jou eie krag. Jy gaan teen 'n harde muur vashardloop. Maar dan moet ons op die plek kom waar ons kan sê, Jehovah Shalom, die Here is vrede. Sê die Here, toe bou Gideon daar 'n altaar vir die Here en noem dit, die Here is vrede. Hy is vrede en heelheid, die God wat nie net vrede gee nie, maar self vrede is. Waar hy is, moet chaos buig. Kan ek nog hierdie 'n paar sê, Jehovah Ra, die Here is my herder. Psalm 23 vers 1, die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Hy is ons leier en hy is ons versorger. Die God wat jou lei, selfs wanneer jy nie verstaan nie. Sy leiding is perfek, selfs wanneer dit stadig voel. Wanneer die Here praat met iemand, dan Jehovah Tsekenu. Hy sê die Here ons geregtigheid, Jeremia 23 vers 6, en dit is sy naam waarmee hy genoem sal word, die Here ons geregtigheid. Die God wat jou nie net vergewe nie, maar jou regverdig verklaar, asof jy nooit gesondig het nie. Ek hoop jy is nog opgewonde saam met my. Jehovah Shammah, die Here is daar. Ek het 'n liedjie ook geskryf oor hierdie naam. Ek wil nie herhalend wees nie, maar toe ek het julle al vertel, toe ek kom daar by Kruiskyk speel hulle hom, en toe hardloop my boetie se dogtertjie daar op en af in die gang en sê,
hou vas jou ma. Maar is nie hou vas jou ma nie, is Jehovah Shammah. Die Here is daar, Eksodus 13:21, en die Here het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei en snags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. Jehovah Shammah, God is teenwoordig, die God wat nie kom en gaan nie, hy bly, selfs wanneer jy hom nie voel nie. God werk nie op my en jou emosies nie, maar God staan ewig. Jehovah Sabaoth, Here van die leerskare. 1 Samuel 17:45. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare, die God wat die slagordes van Israel, wat jy uitgedag het. In hierdie uur, die naam van die Here is 'n sterk toring. Moet ek en jy die vyand in die oë kyk en sê, jy kom na my met 'n swaard, 'n spies en 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die God van die leerskare. Hy sê hier die God wat oorlog voer namens sy mense. Jy veg nie alleen nie, maar die hemel staan agter jou. Dankie Jesus. Uit al hierdie name wat ek nou vinnig na jou toe gebring het, dit kom uit die Ou Testament uit. En is name wat deur Abraham en Moses en Hagar en Dawid aan God gegee is en daar altare voorgebou word. Maar uit hierdie name uit dan kom ons en die Nuwe Testament breek aan. En wanneer die Nuwe Testament aanbreek, dan gee hy vir ons weer 'n naam. Sê net halleluja. En dan kom Filippense 2 vers 9 en 11. En uit al hierdie name wat ons nou genoem het, kom God en hy sit amper al hierdie name in een naam en hy sê in vers 9, daarom het God die Vader hom Jesus ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bokant elke naam is. Vers 10, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat in die hemel en op die aarde is. En dit wat onder die aarde is, dan vers 11 sê, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Toe ek hierdie ding so bymekaar sit, toe sê ek, Here, daar is krag in die naam van Jesus. Want hierdie God waarvan ons lees in die Ou Testament, hy sê, daarom het dit God behaag om hierdie seun van God te verhoog en al die name wat ek nou net veel genoem het uit die Ou Testament, kom God self en hy sê, ek gee hom 'n naam bokant al die ander name. En dan sê hy, sodat in die naam van Jesus Christus elke knie sal buig. En ek hoef dit nie vir jou vanmôre te sê nie, maar ek wil dit tog so op sosiale media sê, daar sal 'n dag aanbreek wanneer elke knie sal buig. Voor die naam van Jesus. Dis my en jou werk om hierdie naam in ere te hou. Om te sê, Here, ek verklaar die naam van Jesus Christus heilig. Want dis die naam wat bo kan dit alles staan. En dan kom hy in hierdie mooi woorde en hy sê, hierdie naam, Jesus Christus, sal wees tot heerlikheid van God die Vader. Hy kom in hierdie vers wat ons ook baie goed ken, maar dan kom in Jesaja 9 vers 5 en hy sê, want 'n kind is vir ons gebore en 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouers en hy word genoem wonderbaar, Raadsman, sterke God, ewige Vader, vrede, vors,
Dis die Jesus wat ek en jy aanbid vanmôre. Ja, jy moet so 'n bietjie meer opgewonde raak. Kom in Romeine 10 vers 13. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En vanmôre het ek hierdie so saam gesit. En ek wil vanmôre dit weer sê, Spreuke 18 vers 10. Kom Salomo met 'n pen in sy hand en hy skryf iets wat deur die eeue sal staan. En ek wonder wat sê Salomo nou in die hemel dat daar kerk is wat vernoem is agter die vers. Maar meer belangrik as dit, vergeet dit, is die naam van die Here is 'n sterk toring. En ek wil vanmôre vir jou sê, uit al die name wat ek genoem het, daar is krag in die naam van Jesus. Ek wil hê my hoor, daar is krag in die naam van Jesus. Daar is autoriteit oor die duisternis in die naam van Jesus. In die naam van Jesus sal siekte buig. Gloei dit vanmôre saam met my. Die naam van die Here. Die naam van die Here is jou sterk toring vanmôre. Gaan my gedagtes na Markus 10 vers 47 en hiermee maak ek klaar. Orkes kan vir my vorentoe kom. Sit 'n man langs die pad, blind. En dit is die toonbeeld van so baie mense in hierdie wêreld. Dat mense nie God kan raak sien, die gaan my verstand te bowe. Blind sit baie mense. Laat ek nie verdwaal nie. Maar dan sit hier die Bartimeus, maar dan kom hierdie bekende vers, en hy sê hierdie woorde in vers 47, en toe hy hoor, dat dit Jesus die Nasarener was, begin hy uit te roep en te sê, Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. En ek wil vanmôre uit hierdie woord waar ek en jy stil gestaan het, wil ek vanmôre vir jou sê, dat daar is 'n naam bokant alle ander name. En daardie naam is vanmôre in hierdie plek, en ek sê weer, jy hoef dit nie uit te skree nie, maar net die fluister van hierdie naam, bring die hemel in beroering. En as jy vanmôre daar sit, en daar's 'n uitdaging in jou lewe, dan wil ek sê, spreek net die naam van Jesus Christus oor jou lippe. Ek het in die begin genoem van die klimaat waarin ons leef en hierdie wêreld wat in 'n goddeloosheid verval het soos nog nooit van tevore nie. Dan wil ek 'n beroep vanmôre op u doen as sterk toring en sê, kan ek en jy uit laasweek se woord aanmeld as soldaat en sê ek maak vanmôre 'n belydenis, ek sal die naam van Jesus Christus in ere hou solank as wat ek lewe. Nou daar is baie afdraaipaadjies wat ek vanmôre kon vat van die valse Jesus en. Maar ek glo uit die samestelling van die name van God, kan ek en jy 'n idee kry van wie God werklik is. En wil ek vanmôre sê, hy is meer as genoeg vir jou vanmôre. Amen. Ek wil hê jy moet daar, waar jy is, jou hoof buig. En as dit oor jou eie lewe is, kan jy die naam van Jesus spreek. En as jou lewe genoegsaam is, wil ek jou tog vanmôre vra, wil jy nie hierdie kragtige naam uitspreek oor jou gemeenskap nie? As jy dit vanmôre oor jou kinders moet spreek, oor jou huwelik moet spreek, oor jou huis, oor jou besigheid, daar is krag in die naam van Jesus. Maar spreek dit oor Springs uit. Spreek dit oor die dorp waar jy bly uit en sê, daar is krag in die naam van Jesus. Terwyl die gunstige uur daar is,
Laat ons mense vertel van Jesus. Want daar kom 'n dag wanneer elke knie sal buig voor hierdie naam. Terwyl jou oë toe is, jou hoof gebuig is en jy in absolute eerbied staan voor hierdie naam, wil ek hê jy moet sê, Here, ek bely daar is krag in die naam. Here, U ken my omstandighede. U ken my vrae in my hart en Here, ek spreek vanmôre die naam van Jesus. Daar is krag in die naam van Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. As jy voel, hier gebeur nou niks in hierdie kerk nie, dan is jy so verkeerd. Ek glo dat God is nou besig om in jou omstandigheid in te stap, terwyl jy net sy naam spreek. Ek glo hy is nou besig om te werk. Ag, kan ek net gou miskien 'n minuut vat, en ons is hier om die naam van die Here te eer. Maar as jy vanmôre in hierdie plek is en jy voel in jou omstandigheid, wil jy hier voorkom staan vinnig, en ek gaan net die naam van Jesus oor jou uitspreek, dan kom jy, en ons staan saam, en ons spreek die naam van Jesus. As daar enige omstandigheid is, wie sê, of vanmôre, net hê, jy moet saam met my vinnig bid, kan jy op jou voete staan, en jy voorkom staan, ek gaan dit vinnig doen, sonder om enige tyd onnodig te vat. Thank you, Jesus. Ek staan net hier voor, kyk vir my. Ek gaan dit nie uitrek nie, ek gaan net my hand op jou lê, en ek gaan die naam van Jesus spreek, en terwyl ek daardie naam spreek, wil ek hê jy met die geloof vat in jou hart vanmôre, en net sê, daar's krag in die naam van Jesus. There is power in the name of Jesus. Dankie. Gee my net 'n oomblik asseblief gehoor. Bly bidend net daar waar jy is. Baie dankie.